So dankie vir u Gees vanaand hier. Dankie Heilige Gees dat u hier is. En dankie dat u gereed staan om met een en elkeen te praat. Help ons om te luister. Te luister en die stem te herken. Here, ek bid vir dat u stem so sal uitstyg, Here, bo elke ander stem, elke ander tou wat gedagtes trek, bekommernisse, vrese, alles wat op hierdie oomblik trek. Bid ek dat dit nou sal platval, en dat u stem bo dit sal uitstyg. Here, u stem gee vrede. U stem gee ons krag en u stem lei ons. En as gevolg van u stem, hier is 'n hoopvolle toekoms. Want u is goed en u is heilig en u het ons lief. In Jesus naam. Amen. Amen. Julle mag maar sit. Soos ek gesê het, vir die volgende 3 weke gaan ons die kursus doen, so dit is baie meer informeel as 'n Sondag aand diens. Daar's prakties, ek gaan met julle praat, ek gaan vir julle 'n geleentheid gee om vrae te vra. En gebruik die geleentheid, as jy vrae het, vra my, groot asseblief, dis hoekom ons hier is. En julle sal sien dat vanaand is baie fondasie lê. Ons gaan nog steeds prakties doen, maar vanaand is baie fondasie lê. En hoekom is dit belangrik? Dit gaan dalk baie keer iets is wat jy klaar weet. Jy gaan dalk klaar hierdie doen, veral as jy al hierdie kursus geweet het, maar dit is tog goed om dit te hersien. Hoekom? Want as jy kyk na die manier wat die boekies opgestel is dit so opgestel dat dit nie iemand is wat 'n teologiese graad het wat dit kan aanbied nie. Dit raak interessant as die vrae kom. Dis as jy oopmaak vir vrae raak dan maak jy jouself oop vir interessante goed. Maar die boekie is so opgestel ook sodat jy dit ook kan vat en iemand anders gaan help om die stem van die Here te ken. Want dit is wat ons geroep word om te doen. As jy kyk wat Jesus vir sy disippels sê, is alle mag in hemel en aarde is aan my gegee. So daai moet jy verstaan, en volgende nogal 'n bietjie daar gepreek. So ek lê een keer my heel eerste Malawi wat ek moes reël, jy moenie vir my iets vra om te reël eintlik nie. Jy doen dit op eie risiko as jy enigiets organisasie gewys vir my gee om te doen. Dis hoekom ek gelukkige vrou het wat verskriklik goed daarin is, en selfs Erigus is ook redelik goed daarin. Ek is nie. Toe sê JC voor my, jy moet Malawi reël, daar gaan jy, want ek was toe al op daai oomblik op amper 8 na 9 uitreike saam met Frank. So ek het nou al, die enigste ding wat vir my gegaan het was nie my organisasie skills nie, maar ek het geweet hoe lyk dit aan daai kant. En ek onthou lê ek daai een aand. Ons het nog 'n huis in Bosjesmeer opgepas, maar ek word wakker soos met 'n tipe van 'n ek weet nie of dit 'n angsaanval was of ek bly naby, soos die koue sweet slaap my uit, ek lê daar in die bed en ek bewe en ek is soos ek gaan hierdie kan doen nie. En soveel aanvalle wat by my opgekom het. En nie een van dit het waar geword nie. Maar ek onthou ek daai volgende Sondag in die kerk kom en onder was Matteus 28 wat gesê het alle mag is in hemel en aarde is aan my gegee. En die Here stop my net daar voordat jy aanlees. Hy sê besef net gou wie stuur jou. Besef net gou wie praat met jou. En dan sê hy gaan maak disippels van alle nasies. En dis hoekom ek jou op 'n manier hierdie kursus wil aanbied, nie net sodat jy die een is wat ontvang nie, maar dat jy ook die een is wat dit vir iemand anders kan help om die stem van die Here te hoor. 'n Familielid, 'n vriend, 'n kennis. Want net soos wat ek geroep is om disippels te maak, so is jy ook geroep om disippels te maak. Hoe dit ook al lyk in jou opset, of dit werknemers is, werkgewer kan jy ook disipel as jy baie graag wil. Maar dit is so opgestel sodat jy dit ook kan aanbied. Jy het nie 'n teologiese graad nodig om dit te verstaan of dit aan te bied nie. En een van my getuienisse wanneer dit kom by die stem
van die Here is. Ek sal nooit vergeet en van julle, ek dink Erik het hierdie storie al tot in vervelings gehoor. Van julle het dit ook al gehoor, maar dis waarna toe ek gaan wanneer ek sukkel om die Here te hoor en te voel en hy voel vir my ver. Onthou ek die volgende getuienis wat eendag met my gebeur het. Ek het net begin ek dink nog eers ek het begin swat het. Dit was al so 3 maande gap tussen wat ek my werk gelos het om voltyds in bediening te gaan tot ek nou eventually begin swat het. Maar in daai tydperk was ek elke dag by die kerk. Frank het my later vir my gesê, jy weet, ek kom maar een oggend aan en ek sê vir hom ek's jammer ek's laat. Hy sê jy weet jy werk hier nie. Ek is soos, maar nou voel ek in die gesig gevat. Dis vir my kom werk ek vir die kerk. En hy wys toe vir my die een oggend hoe die klankstelsel werk. Baie nou maar dieselfde opset, 2 speakers en omdat ons die gebou wat ons gebruik het was nog nie regtig mense om ons hier, so jy kon in die middel van die dag dit gepomp het. En as ek dis pomp is nou jong mense taal vir die musiek baie hard sit. En toe dis dalk nie die regte term is om te gebruik nie. Fokus Hendriko. En toe en Vrydagoggend moes jy ons gesien en dan het hy sulke rap musiek, maar dis Christelike rap, maar hip hop en dan mop ons daai hele kerk. Dit was goeie tye. En maar die een dag is Frank vinnig uit. Hy moet iemand gaan sien, counselling, waar dit ook al is. Ek kan nie regtig onthou nie. En nou het hy my gewys hoe werk die klankstelsel. En ek dink vir myself, ek gaan dit nou ek is nou lus vir lees nie, ek is lus vir werk. Ek is net lus om soos die Here te worship. En ek sit daar ding klip hard. En ek gaan staan reg voor die speaker. Hoekom gaan staan ek reg voor die speaker? Want ek wil nie myself hoor sing nie. So ek kan nie eens dink hoe julle voel as julle my hoor sing nie. Ja, dis nie mooi nie. Okay? Dis aklig. En ek is voor daai speaker en ek is besig om my hart net soos alles in dit in te sit en die Here te aanbid. Maar daai speakers het 'n snaakse ding gehad wat hy doen as hy nou regtig soos op hard en al die instrumente en die volume is vol, dan is asof die klank net so vir 'n oomblik weggeraak. En op daai oomblik wat ek soos gooi en ek dink dit klink soos Andrea Bocelli, dip die musiek en ek hoor die klank wat ek besig is om te maak, wat nie klink soos wat nou hier uitgekom het nie. En ek begin lag. Ek is soos, Jesus Here, en daar's die musiek nou weer aan, maar nou lag ek. Ek is soos, Here, ek is so jammer. Soos in my kop het ek nie so geklink nie. Ek is so jammer vir hoe dit klink. Here, asseblief, ek hoop regtig dat in die tyd wat die klankgolwe, ek het regtig gesê, ek sê, ek hoop in die tyd wat die klankgolwe soos by U kom, het dit net so klein bietjie soos die spikes gebedaar. Het dit net so bietjie rustiger geraak. Maar my woorde en ek sal dit nooit vergeet nie. Toe ek dit sê, toe voel ek asof ek gaan my guinea pig wees. So hy's nou Hendriko. Hy's net 'n groter weergawe van ek. En so hy's nou Hendriko en so ek het nou net gesê, Here, ek hoop die klankgolwe stabiliseer dan so 'n bietjie voor hy by U kom. En toe ek dit sê, toe voel ek soos 'n bors wat so teen my kom druk en so in my oor vir my sê, ek is nie so ver soos wat jy dink nie. Julle, ek vlieg daarom want ek dog is Frank wat teruggekom het. Was my verhengse pop wat, want hy sal sulke goed doen. Hy's 'n lekker tergies en ek vlieg daarom en ek is soos en toe staan niemand nie. En toe weet ek die Here het met my dis die naaste wat ek hom al aanhoorbaar gehoor het. Ek het hom nog nie weer gehoor soos ek hom daai dag gehoor het nie. Het ek hom al baie gehoor en baie goed by my gekry na daai, maar nog nie so naby aanhoorbaar soos daai dag nie. En ek dink dit was vir my nodig geweest want daar is tye wat dit voel, Here, nou ek sukkel net om te hoor. Daar's soveel klanke, daar's soveel goed wat om my gebeur, daar's soveel soos hierdie wat ek praat van toue wat trek. Dan dink ek net terug, okay. Here, U is nie so ver soos wat ek dink nie en ek wil vir jou sê hy is nie so ver soos wat jy dink nie. Hy is nader as wat jy dink. Fyn, daai dag het ek die term gehad, Here, U is fluisterver. Want hy het nie geskree in my oor nie. Hy het net gesê ek is nie so ver soos wat jy dink nie. So ek wil hê jy moet dit weet. Hy is nie so ver soos wat jy dink nie. Hy hoor jou. En hy wil met jou praat. Gaan dit altyd in 'n hoorbare stem wees? Baie min. En ek dink baie keer ek dink ons sal ek het groot geskrik. Ek dink ons sal skrik die oomblik as 'n stem met jou praat. Ek dink dit nogal intimiderend wees. En ons baie maniere waarop hy praat met ons. En ons gaan volgende week kyk na al die verskillende maniere hoe hy met jou praat en dan gaan ek jou help om te identifiseer die manier wat God met jou praat. Want ek wil vir jou sê hy gaan nie met jou praat op 'n manier wat jy nie gaan luister nie.
Jy kan sê Here, maar ek soek drome, maar as jy nie reageer op drome nie, dan gaan hy nie vir jou drome gee nie, want hoekom gaan hy met jou op 'n manier praat dat jy nie luister nie? Hy en elke ou hoor en ervaar en die Here kan jy op alle maniere hom hoor verseker, maar hy praat nie op die presiese spesifieke selfde manier met almal van ons nie. En ek gaan daai vir jou wys volgende week hoe hy met ons praat. En julle het al almal van die term profeties gehoor? So jou ampte en die gawe van die profetiese as ons kyk in 1 Korintiërs 12. So ek wil net hierdie vanaand vir jou sê is almal profete? Nee. Profeet word gegee aan sekeres vir die gemeentes, net soos die ander ampte. Word gegee vir sekeres. Vir die kerk, vir wat? Vir oprigting van die kerk. Is ek 'n profeet? Nee, ek is nie 'n profeet nie. Ek is nie vyfvoudig profeet nie. Ek is vyfvoudig herder. Dis waarvoor ek geroep is. Dis vir die Here op merk. Ek is nie eers vyfvoudig evangelis nie. Ek het vir baie lank evangelis beweeg, maar ek is vyfvoudig herder om na julle te kyk, om te sien na julle. Seker maak julle is okay. Julle wat in my gemeente is en nog gaan wees. Maar dit is waarvoor ek geroep is. Dis my doel, my funksie, my dryf in kerk. En dit frustreer partykeer die evangeliste want hulle sê nee, as jy net uitgaan, ek is soos hy jou. Kan ek net seker maak my mense is okay. Dan kan jy bring hulle hiernatoe, maar ek wil net seker maak my mense is okay. Die ampte kan mekaar lekker frustreer. En nie almal is profete nie, maar beteken dit dat net sekeres kan profeteer? Nee. Paulus sê en ek wens dat almal van julle profeteer. Want om te profeteer is vir almal, maar almal is nie profete nie. Want wat is dit om te profeteer? Dit is om die stem van die Here te hoor. Wat sê u vir my? Hy wil met een en elke persoon praat. Okay, so jy gaan nie noodwendig mense in die amp van 'n profeet wees nie, want die Here gee dit vir mense, maar jy kan profeteer. En as jy my nie glo nie, voor ek in die boekie ingaan, ek het daar gestaan, ek was nie op my foon nie, as jy gewonder het, ek het gaan skrif soek wat op my foon is. So ek was dalk soek op my foon, nê. Joël 2 vers 28. So hierdie is in die Ou Testament. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. Nee, nie die profete nie, julle seuns en julle dogters sal profeteer, sê die Here. En julle seuns en julle ou mense sal drome droom. Wie droom drome? Nou is almal jonk. Ek joke, dis gaan nou oor die konteks verduidelik. Julle jongelinge gesigte sien. Nou sien almal seker gesigte, né? Okay, great. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. En as jy Handelinge gaan lees met die uitstorting van die Heilige Gees, sê Petrus, en hierdie is 'n vervulling van dit wat jy gelees het en gehoor het, dat hy sy gees op alle vlees gaan uitstort en dat jy drome sal droom en gesigte sal sien. Hoekom maak Joël dat net sekere mense sekere goed sal sien? Dis nie wat hy besig is om te doen in daai teksvers om te sê net ou mense sal drome droom en net jong mense sal gesigte sien nie. Wat hy probeer sê is ou mense, jong mense, maagde, wat diensknegte, diensmaagde, die hele lot, die hele spektrum, alle vlees sal hierdie doen. Daar's nie meer 'n onderskeiding tussen rasse, nasies, jong ouderdom nie. Almal gaan die gees van God ontvang en dis waarna ons vanaand gaan sê my afsluit voor ons in die prakties ingaan, is rondom die uitstorting van die Heilige Gees, want jy moet dit verstaan. Is dat die Heilige Gees is nie net uitgestort op Pentekos nie. Dit is nie eers net uitgestort op Pentekos in die Bybel nie. Want daar is nog kere na dit waar dit ook gebeur. En ons keer in die Bybel wat jy sien, waar Petrus nie eers bid vir die mense nie. Terwyl hy besig is om te preek, stort die Heilige Gees op die mense uit. En dit is belangrik dat jy die uitstorting van die Heilige Gees verstaan. En ja, so ek gaan dit vinnig die voorwoord nou het kom ons begin by die voorwoord. Jy is gemaak om die stem van die Here te hoor. Jy moet hierdie verstaan. Hierdie vanaand is 'n paar basiese Bybelbeginsels wat jy moet verstaan, jy moet dit vasmaak. Ek wil daai agterdeur, daai twyfel van kan ek regtig die stem van die Here hoor? Is dit my deel? Ek wil daar moet nie so 'n vraag verder wees by jou na vanaand nie. Yes. 'n Boekie. Yes. So moet asseblief nie nog iemand wat wil volg?
Julle so dit moenie eers 'n vraag by jou wees na vanaand. Jy kan, jy's geroep daarvoor, jy's gemaak daarvoor. Dis net 'n kwessie van hoe Here praat met my en partykeer moet ons maar net lank sit. Ek het al ek halfuur na ure en ek hoor niks. Dis daar's party weke wat ek sê Here, ek moet preek die naweek en ek weet ook nie waaroor nie. En dis okay want niks van daai tyd wat jy by hom sit en wat vir jou voel so stilte tyd, wat hy stil is en nie met jou praat nie, it's never wasted time. Jy's besig om hom te soek en hy verheug in jou wat hom soek. Dis vir hom lekker as jy hom soek. En ons iets lekkers wat wag aan die einde wanneer jy hom kry en wanneer hy iets oopbreek jou. Partykeer wil hy net hê jy moet bietjie soek, want hy's nie McDonald's nie. Hy's nie 'n vending masjien nie. Partykeer moet ons hom soek, indruk en najag met alles wat ons het. Beteken dat hy wil nie met jou praat nie? Nee. Hy wil net hê jy moet hom soek. Dis al. En jy sal hom kry. Ek beloof jou. As jy die Here soek, sal jy hom kry, want hy sê hy nader tot die wat hom nader. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Die grootste wapen vandag as kinders van God is die leiding van die Heilige Gees. Hoekom moet jy hom hoor? Net sodat jy kan weet wat die dag inhou en wat jou toekoms inhou? Nee, maar sodat hy jou kan lei in elke aspek van jou lewe. Hy's nie 'n genie wat jou wense net wil waarmaak nie. Ja, hy wil hê jy moet jou hart vir hom uitstort, maar hy wil met jou praat. Hy wil jou lei. Hy sê, "Jesus, dalk moet jy eerder hierdie doen in plaas van hierdie. Dalk moet jy daar gaan en nie daar gaan nie." Ek het nou in hierdie week Maandag hier is julle 'n onvrede gehad wat ek lanklaas in my lewe gehad het. En ek is soos, Here, hoekom is ek hoekom is ek so onrustig? En toe die Here vir my 'n paar goed gewys wat ek moet skuif rondom kerk en projekte wat in ons toekoms is wat ek ons is baie ambisieus baie keer en ons wil alles dadelik doen. En die Here gesê nie nou nie. Skuif dit bietjie uit. En gewys die gevaartekens van as ek dit nou deurdruk met dit want jy wil nou en jy geloof so ek gaan deurdruk in die gevaar van as ek aangaan en die Here het gewys hoe ek 'n paar goed moet skuif en toe ek dit doen, toe kom die vrede net terug en ek het dadelik weer vrede. So hy wil jou lei in elke aspek van jou lewe. Hy wil jou lei in jou verhoudings. Hy wil jou lei by die werk. Hy wil jou lei in jou finansies. Glo dit of nie? Hy wil jou lei in jou finansies. Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is die kinders van God. Ek wil vir jou sê dis nie noodwendig 'n kwalifiserende stelling nie. Maar ek wil vir jou sê dis 'n stelling wat sê as jy 'n kind van God is, word jy gelei. Dis 'n kenmerk van 'n kind van God. Hy word gelei deur die Heilige Gees. Hy word gelei deur sy stem. Dis nie 'n kwalifiserende skrif nie, maar 'n kenmerkende skrif. Jy 'n kind van God is, wil hy jou lei. Dan die inleiding, daardie trek wat jy gevoel het om Jesus aan te neem, was die stem van die Heilige Gees. Johannes 6 vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. So as jy Jesus Christus al aangeneem het, as jy hier sit en jy wonder, ek het nog nooit die Here gehoor nie, ek hoor hom nie, maar as jy hier sit en jy het hom al aangeneem as jou saligmaker en verlosser, wil ek vir jou sê, het jy hom klaar gehoor. Want niemand kom na hom toe sonder dat hy getrek word nie. Hy het geklop aan jou hart. Hy het jou nagejaag. Hy het jou kom uitsoek. En jy het gereageer op sy klop. Jy het die deur oopgemaak. Dit beteken jy het gereageer op sy stem. So jy hoor hom. Dis net 'n vraag van hoe. En dit is iets wat jy en die stem van die Here is hoe meer jy daarin loop, hoe meer jy dit soek en meer gou hierdie seker een van die belangrikste goed is dit kom by die stem van die Here is gehoorsaamheid. Die grootste fout wat jy kan maak is om net sy stem te hoor vir die onthaalwe van om sy stem te hoor. Dit gaan al sagter raak. Die stem van die Here is daar om gehoorsaam te wees. Ek onthou, ek is Jesus Hendrik. Ek gister, hulle vra my donderdag om die opening te doen by die kinderhuis se funksie Saterdag. En ek is soos, baie mense kan dit nou wees. En toe ek daar instap, het is al 300 mense. En ek sê nog vir hulle, ek is soos want julle dink hierdie is nie vir my 'n gemaklike plek nie. Ek is nie soos ek lê nie en bedink, kan nie wag tot ek weer voor mense praat nie. Dis vir my stresvol. Dit is vir my
die feit dat die Here my in 'n posisie gesit het waar konstant voor mense moet praat, breek my brein heeltemal. As kind het ek gedink dis die laaste ding wat ek gaan doen. Ek het toe ek op 'n redenaars gehakkel het, uitgehardloop het, gehuil het, gedink ek praat nooit meer voor mense nie. Jy weet ek het altyd daai wroging en as jy toespraak moet doen um in die klaskamer, dan is dit altyd gaan ek eerste gaan of gaan ek laaste gaan. Ek wil eerste gaan want dan is dit klaar, maar ek wil ook nie eerste gaan nie, so dalk wil ek maar aan die einde gaan, maar dan stres jy daai 3 periodes wat hierdie aangaan, stres jy ook die hele tyd. So so wanneer ons baie keer in groot groepe staan. Ek het onthou staan ek in 'n groep goed en jy weet dan maak JC of Frank maak hom dan oop soos okay, deel wat jy ervaar. En ek sê een keer en ek onthou ek sê vir die Here, ek wil ook soos ervaar, soos en goed sien soos baie van hierdie mense dit sien. En toe sê die Here, maar dan moet jy die geloof hê om gehoorsaam te wees daaraan en dit actually te sê. Want ons wil baie keer, ons wil hom hoor, maar ons wil nie die ongemaklike deeltjie vat om nou partykeer gehoorsaam te wees aan wat hy sê nie. Hy wil nie net deel omdat dit deel is nie. Hy wil goed met jou deel sodat jy kan aksie neem, sodat jy kan reageer daarop, sodat jy kan gehoorsaam wees daarop. En voor ek verder gaan, ek sê hierdie by elke leer ken sisteem, ek sê dit by elke kursus. Want hierdie is so belangrik vir my en dit is so na in my hart want dit is iets wat dit vir my baie moeilik gemaak het vir 'n ruk lank voor ek nog in die bediening gekom het. Is wat is jou fokuspunt as dit kom by die stem van die Here? Gehoorsaamheid. Jy gaan net om gehoorsaam te wees. Of jy dit mis of jy dit reg het, jy was gehoorsaam. As jy dit mis, dan sê jy jammer, as jy reg was, prys die Here. Maar ek wil jou net op 'n plek kry om gehoorsaam te wees. En nie want ons kan soveel keer partykeer ons lewe in 'n tyd wat baie result driven sê ek altyd is. En as jy dit nie reg as jy ou nie die Here aangeneem het nie, dan het jy dit verkeerd gedoen. En jy vergeet partykeer daai ou het vrye wil. Jy kan alles sê wat reg is en daai persoon kan nog steeds Jesus aanneem. Jy kan nie 'n profetiese woord gee spot on bang on en daai persoon kan vir jou sê, nee, jy's af." En dan okay, maar ek kan dit nie meer doen nie. Jy was gehoorsaam. Daai is wat ek jou wil aanmoedig. Wees gehoorsaam. Wees bereid om die tree te vat en as jy dit verkeerd kry, ek is jammer. As jy dit reg kry, prys die Here en laat skryf daai neer. Onthou daai, want dis jou krag vir die volgende keer. Dis wat jy daai plek van Jesus, ek kan hom hoor. Dit moedig jou aan om hom, daai is jou getuienis vir die volgende keer. Ek sal nooit vergeet. Ons bid een keer vir 'n dametjie in die kerk in Parel. En ek sê vir wat ek deel of wat ek ervaar. En sy sê, nee, dis alles verkeerd. Ek dink soos, dis ek al 'n bediening. Dis ek 'n junior pastor. En sy sê vir my, nee, verkeerd. Doma wat agter haar staan, tannie Joey, sy sê toe wat sy ervaar. En sy sê presies wat ek gesê het. En vir haar sê sy, "Jy's tannie, dit is so spot on tannie. Wow, jy's tannie bid vir my." Toe kom dit op neer dat daar goed in haar hart was nie vir mans. Mans wat haar seer gemaak het, sy was so toegewees vir 'n man wat verstaan jy kan baie keer dink jy mis dit. En daai persoon kan dink jy mis dit. Maar oor 'n week, jy weet nie wat die vrug op jou woord kan wees wat jy vir daai persoon gee met tyd nie. So moenie kortsigtig wees as dit kom by die profetiese nie. Maar dan gaan kere wees wat jy iemand sê, daar's al woorde wat mense vir my gesê het, ek sê, "Great, dankie, waardeer dit. Ek voel niks nou nie." En dan oor 3 weke is ek soos dan gebeur daar iets en ek onthou, wow, wat het gebeur. Ek het al soveel profetiese woorde gehad en ek's versigtig om vorentoe te gaan vir profetiese woord. Hoekom? Want ons het verantwoordelikheid op dit. As jy profetiese woord kry, moet jy aksie neem op wat die woord is. So jy gaan my baie min voor. Ek het genoeg profetiese woord wat tans oor my hang waaraan ek werk om gehoorsaam te wees aan. Maar kry 'n woord. 'n Woord gaan jou hou in vandag se tye. Petrus het nie ek sê altyd Petrus het nie op die water geloop nie. Hy het op die woord geloop van Jesus. Hy het eers vir Jesus gesê, sê dat ek moet kom. En toe sê Jesus kom. So hy het gegaan op die woord. Ja, dit was nou water, maar hy het gewag tot Jesus sê kom. Sy woord sal jou staande hou. En dis ook wat belangrik is. Ek wil vra, het jy 'n woord in hierdie seisoen? Het jy iets wat die Here vir jou gegee het waarin jy vashou ten spyte van dat alles om jou anders sê? Dit is wat my staande gehou het laas jaar met Beweegkerk Wellington.
Daar was tye wat ek gedink het wat daar minder as 10 mense net met diensspanne die dag opgedaag en 2 ander mense. En Paul is altyd daar. Ek is so bly vir hom Paul. Paul het my soveel hoop gegee. Laas jaar is dit om Paul daar en Tannie Ina in die diensspan. As ek sê, Here, wow, het ek dit gemis? En dat ek nee, jy het my woord gegee vir Wellington. Jy het my woord gegee vir Wellington. En ons het soveel gegroei van daai tyd af. Dit is nou al 'n aanddiens hardloop. En die Here het gesê weer eens, dis sê die Here Desember, hou 'n aanddiens. Ek is soos Here, ons oggenddienste groei nou net eers. Dus nou, hoekom wil ek nou die gemeente split in 2 dienste? Maar ek gaan gehoorsaam wees aan sy stem, want hy het gesê ek moet, hoe dit ook al lyk en wat die impak wat dit mag hê, is in sy hande. Ek fokus om gehoorsaam te wees ten alle tye. So ja, ons pastore sit ook partykeer en huil voor Here en sê Here, wat gaan aan? Dit lyk nie soos ons gedink het nie, maar wat hou my bo? Woord. Ek het 'n woord gehad van hom. En dis hoekom hierdie kursus so belangrik is dat jy 'n woord het en 'n woord kry. En ja, ons gaan oefen op mekaar. Maar moenie die woord wat jy kry vanaand hierso weggooi nie. Dan skryf dit neer. Sê ek dat alles gaan reg wees? Wat ek sê nie, sê ek dat van dit dink ek dat dit wel reg gaan wees, verseker. Jy sal jouself verbaas hoe akkuraat elkeen van julle kan profeteer. Jy sal jouself verbaas as jy net by tree. Okay, dat ek baie gepraat. So kom net gou hierso by sê dit klaar, Jesus is aangeneem. So nou kom ons by fase 1, fondasie. Jy is gemaak om sy stem te hoor. So in Genesis toe mens gemaak is, weet ons dat as ons kyk na God wat kom wandel het, hy kom wandel in die tuin in die aandwindjie op soek na Adam en Eva, wat vir ons sê dat dit was 'n recurring gebeurtenis. Hy het gewandel saam met Adam en Eva in die tuin. Hulle was sonder sonde, hulle was perfek geweest. Hulle was gemaak om verhouding te hê met God. Ek wil vir jou sê dat God het mens gemaak om verhouding te hê met ons. Regtig. Jy's gemaak om hom te hoor, maar as gevolg van sondeval het dinge so 'n bietjie skeef gegaan en toe kom Jesus om dit reg te maak. En hulle het die stem van God gehoor in Genesis 3 vers 8 terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. Dis in Genesis 3 vers 8, dis net nadat hulle Moses aangejaag het. So Genesis 2 vers 19 en die Here, jy's gemaak vir verhouding met God. Hy het jou nie gemaak omdat hy jou nodig het nie. Hy het jou gemaak omdat hy wou. Hoe crazy gedagte is dit? Hy het jou gemaak omdat hy wou. Vader, Seun en Heilige Gees het perfekte verhouding gehad tussen mekaar. Maar hulle het nie nodig gehad om verhouding met enige ander wese ding te hê nie. Maar dit is gemaak want hy wou. Hy het jou gemaak omdat hy wil. Jy is nie hier per ongeluk nie. Jy is nie 'n nagedagte nie. Hy wou jou maak. Hy wou hê jy moet hier wees en hy wil met jou verhouding hê. Ja. Dis my eintlik so crazy om te dink dat hy het ons nie nodig, maar hy wil. Kan rus daarin. Nou daai is vir jou soos jy kan rus vind in dit, dat hy wil met jou verhouding hê. Genesis 2 vers 19. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. Maar jy weet ons in Genesis 3, toe kom die sondeval waar hulle besluit toe om vir die verkeerde stem te luister. Die vyand kom en hy sê die volgende en die ding is jy moet baie versigtig wees vir die stem van die vyand. As hy kom nie om 'n blaatante leuen vir jou te sê nie, dit is baie keer Jesus Christ, well done. Daai is impressive. Ek het nie geweet hulle het dit opgesit agter nie. Hy kom nie met 'n verslaafvol leuen dat jy die leuen kan uitken nie. Dis net so 'n twyfeltjie. Dis net so 'n bietjie soos het God regtig gesê dat jy nie van die boom mag eet nie. En hulle luister toe, Eva luister toe. Ek spot so een keer vir hulle so. Ek sê onthou liefie, dit is die vrou wat verlei is, nie die man nie. Die vrou is verlei. En sy is heel moeilik met my. Ek sê nee, maar gaan lees in die Bybel. Paulus skryf dit, dis die vrou, nie die man nie. Die vrou is verlei. En ek het altyd hierdie ding wat ek sê, waar sou die man wees sonder die vrou? In die tuin van Eden. Kom ons gaan aan. Dis 'n grappie, dis 'n grappie. Fluit nie van ons. Ek het nou is op baie trein is voor ek aangaan. Net so 'n bietjie lig maak. Ek gaan nie vra maar wie al Job gelees het nie. Ons almal ken Job se storie, maar as jy in Job se storie gaan kyk, die duiwel kom uit om hom te vernietig, né? En hy vat alles. Hy vat sy kinders, sy vee, sy huis, sy werkers, alles, want hy wil hom sy lewe sleg maak. En hy los sy vrou. Dit was 'n vrek moeilike tannie gewees het.
Grappie, is 'n grappie. Ek het wel daaroor gedink, en het nie sy vrou gevat nie. Here vergewe my. Okay, die Here hou van humor sin. Kyk na die ou langs jou. Ek grap, dis 'n grappie. Ehm Dis is seker een van die oudste grappies van predikers, is die Here te sin vir humor. Kyk na die ou langs jou. En dan wragtig, ek het gedink ek gaan nooit dit sê nie, maar daar gaan ek. Ehm So as gevolg van die sondeval. So hy sê vir God wil nie hê jy moet van hierdie vrug eet nie. Wat ook al die vrug was, weet ons nie. Hy wil nie hê jy moet van die vrug eet nie, want dan as jy eet van hierdie vrug gaan jy word soos God. Wat eintlik baie snaaks is as jy dink aan die stelling wat die vyand vir hulle voor Eva gooi, want in Genesis 1 sien ons dat hulle is reeds gemaak in die beeld van God. En hulle word eintlik verder weg. Hy sê vir hulle gaan iets word wat hulle reeds was. Stop vir die vyand se leuns. Dit is net so, dit klink net reg. Maar dit is eintlik ver weg. En hulle trap in daai slag dat hulle luister vir die duiwel en die sondeval gebeur en daar kom 'n skeiding tussen mens en God. Jy sien daar's 'n skeiding want wanneer jy kyk na die hoe hulle God moes benader in die Ou Testament, was daar die allerheiligste in die tempel of in die tabernakel en toe in die tempel waar net die hoofpriester kon ingegaan het, een keer 'n jaar. In die Ou Testament kon hulle nie soos ek en jy die kamer deur toe trek en sê Here, hier is ek. Ek wil met U praat nie. Hulle het nie daai leksheid gehad nie. Hulle kon nie soos ons Hebreërs praat van hoe jy met boldness voor hom kan gaan. Hulle het nie daai leksheid gehad nie. So hoe het hulle dit gedoen? Hulle het die hoofpriester gehad wat een keer 'n jaar kon ingegaan het en wanneer hy ingegaan het, want in die allerheiligste waar God se teenwoordigheid gerus het in die ark was dan nou ook daar gewees. Het hy met 'n tou om sy enkel gegaan en 'n klokkie. Want as hulle gehoor het dat as die klokkie lui binne, want net hy kan ingaan, niemand anders mag ingaan nie. As die klokkie ophou lui het hulle geweet dat hy was onrein en dat erns sonde in sy lewe en dat hy nie geregtig was voor God nie. En dan het die klokkie ophou lui, wat beteken dit hy is dood. Hy dood neergeslaan voor in die teenwoordigheid. En dan kan hulle hoe moet hulle hom gaan uithaal want wat hulle mag nie daar ingaan nie. Dan het hulle met die tou uitgetrek. So ons het 'n groot voorreg dat ons voor hom kan gaan. En dit is wat Jesus kom herstel het. Maar as gevolg van die sondeval was daar 'n tydperk wat mense nie vrylik voor hom kon kom nie. En as jy kyk na in Moses se storie, God se plan was nog altyd om met mense te praat. Maar wat is Israel se reaksie met God wat op die berg kom? Nee, Moses, praat jy met hom? Ons sal doen wat jy sê. En ek wil ook jy moet so voel oor enige man van God, pastoor, prediker, geloofsheld, luister jy en ek sal vir jou luister. Moenie daai mentaliteit hê. God wil met jou praat. Israel wou daai mentaliteit gehad het en hulle het in elk geval die reg gekry nie, hulle het in elk geval nie gedoen wat Moses gesê het. God wil met jou praat. En die sondeval het daai ontneem van ons en wanneer jy gebore word, is jy nog 'n sondaar. Jy word as 'n sondaar gebore. Jy word nie gebore 'n Christen nie. Jy word nie gebore gered nie. Jy word nie gebore 'n kind van God nie. Nie almal wat tans op aarde is kinders van God. Wie is kinders van God? In Johannes 1 sien ons baie duidelik is hulle wat hom aangeneem het. Hulle het die reg om kinders te wees. Jy is slegs 'n kind van God as jy hom aangeneem het. En as kind van God kan jy hom hoor. En dit is hoekom hierdie les so belangrik is. Jy moet hierdie verstaan. En ek ken baie van julle. Ek weet baie van julle het hom klaar aangeneem. As jy sit en jy het hom nog nie aangeneem, maak ernstig. God het nie klein kinders nie. Net omdat mamma en pappa geglo het, beteken dit nie jy is gered nie. Elkeen van ons gaan eendag alleen voor hom staan. En Jesus kom om hierdie verhouding te herstel wat Adam en Eva opgeneek het in hulle ongehoorsaamheid en baie generasies daarna en dan ons ook. Ons word sondig gebore. Na die sondeval in die tent van samekoms was die allerheiligste gewees. Ek het daarna gekyk. Matteus 27 vers 51 en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. So wat gebeur in hierdie teksvers? Dis die kruisiging en met Jesus se sterwing en dit is volbring, die offer is volbring, hy het die volle prys betaal oor die voorhangsel wat die mense geskei het, dat hulle nie in die allerheiligste waarvan ek julle vertel het kon ingaan nie,
daai is geskeer en nie van onder af soos 'n mens dit sou skeer nie, maar van bo af. God het dit geskeer. Hy het die plek die pad oopgemaak en oopgebreek sodat ons weer kan ingaan, sodat ons weer kan verhouding hê met hom. Maar jy moet hom aanneem. Want dan is jy weer waar Adam en Eva was. Jy is weer 'n nuwe skepsel wat kan stap saam met hom in die aandwindjie en in Wellington se parke. Want hy wil. Hy wil. Jesus kom herstel daai verhouding. Kap ek hom. En hier het ek klaar eintlik lekker aangeraak. As jy is nie outomaties 'n kind van God nie. Johannes 1 vers 11 vers 13. Eers ek het myself lekker vooruit gehardloop sien ek nou. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van vlees of uit die wil van manne nie, maar uit God gebore is. Wat uit vlees gebore is vlees, maar wat uit God gebore is, wat uit gees gebore is gees. Jy sien dit in Johannes 3, wanneer hy praat ook met Nikodemus. En Nikodemus is een van my absolute helde in die Bybel. Want ons dink ons sien hom net in Johannes 3. Maar hy's een van die ouens wat Jesus se liggaam versorg na hy dood is. Weet julle wat so groot daad is dit wat hy doen? Sy reputasie en sy lewe sit hy op die spel. Want hy het hom vereenselwig met die persoon wat hulle gekruisig het, doodgemaak het omdat hy gesê het hy is God. Nikodemus het gevat by Jesus wat hy gehoor het. Hy was gehoorsaam aan dit wat Jesus hom gesê het daai aand in Johannes 3 en dit het sy lewe verander. Ek wil vir jou sê as jy vat by die Here vir jou sê in hierdie volgende 3 weke of whenever hy met jou praat en jy vat dit en jy werk daarmee, sal jou lewe nooit weer dieselfde wees. Jy is nie gemaak om hierdie lewe te doen sonder om sy stem te hoor nie. En dan gaan ons ook kyk, so aanneming is die eerste stap, altyd die eerste stap is aanneming, maar dan ook die Heilige Gees. Ek moet vinnig iets double check. Ek sê doping van die Heilige Gees doen ons volgende week. Okay. So wanneer jy Jesus aanneem, ons praat van 3 fases. Aanneming, waterdoop en Heilige Geesdoop. Nou ek gaan in Heilige Geesdoop praat volgende week. Maar wanneer jy kyk na want die Heilige Gees is inwonend, maar hy is ook op ons. Daar's 'n doping in die Heilige Gees, maar ons gaan daarna volgende week kyk. So wat gebeur het as die Heilige Gees inwonend kom? Wanneer jy Jesus aanneem, praat die Bybel van hy sit sy seël op jou. En dis die Heilige Gees wat in jou kom bly. So as jy Jesus aangeneem het, is die Heilige Gees in jou. God is met jou, hy is by jou. Want hy het beloof, hy sal ons nie alleen los nie, maar hy sal hom stuur wat presies soos wat hy is. So nou het jy hom aangeneem en hy kom maak sy woning in jou. En volgende week gaan ons kyk hoe doping in die Heilige Gees wat ons sien met in Handelinge 2 is 'n bekragting vir bediening en dis 'n belangrike moment en ons gaan bid daarvoor volgende week. Maar vir nou wil ek net eers fokus op ons gaan eintlik kyk na doping in die Heilige Gees. Ek gaan sommer 'n bietjie vooruit hardloop met daai. So doping in die Heilige Gees is bekragtiging. Dis wanneer jy die gawes sien van wysheid, woord van kennis, profeties, genesing, werking van kragte. Daar is alles gawes van die Heilige Gees en dit kom met doping van die Heilige Gees. So ons gaan 2 praktiese nou doen as 'n groep en dan gaan ons in die lekker deel kom waar ons bid vir mekaar. Heel eers wil ek julle met julle oë groot asseblief vir my toe maak. En ek wil regtig hê dis as jy hier sit en jy het nog nie Jesus aangeneem. En ek wil vra dat almal saam met my sal bid vir as daar iemand is wat nog Jesus aangeneem het nie. Maar soos ons toe is dit, as jy nog nie Jesus aangeneem het, wil ek graag hê dat jy net jou hand vir my sal opsteek en dan saam met almal die gebed sal bid. Want hier is my regtig belangrik dat jy Jesus aanneem. Dit is super belangrik. En voorstelling in die NG Kerk is die aanneeming. Daar's baie mense wat dit glo, daar's baie mense wat dink dit is, as jy voorgestel word, beteken dit nie. Ek glo my, ek weet. Hulle wat my kom sê ons het dit net gedoen sodat ons kan trou eendag in die kerk. So ongelukkige, dit het 'n rotine geraak. Dink ek daar's mense wat regtig dit doen met opreg, twyfel glad nie daarin nie.
twyfel in dit nie. Maar daai op sigself beteken hy het jou hart vir die Here gegee en jy's gered nie. Jy's gered wanneer jy 'n bewustelike keuse maak en sê Here, hier is ek nou, sondaar. Ek besef wie ek was en ek wil nie meer dit wees nie. Ek het 'n redder nodig. En dis wat ons gaan bid vir hom. So maak net julle oë toe, groot asseblief. En soos almal nou toe is dit, asseblief, julle oë toe. Is daar enige iemand is wat nog nie Jesus aangeneem het of selfs twyfel of hulle al daai keuse gemaak het om Jesus aan te neem? Kan julle groot asseblief met julle hand net dat ek jou net kry. Dankie. En nou wil ek vir almal asseblief saam hierdie sal bid. Okay? Is dit 'n deal? Great. So almal bid net hierdie volgende agter my aan. Of Jesus aangeneem het of nie. Here Jesus, ek is 'n sondaar. En ek het U nodig. Ek erken U. Nou moet hierdie saam met my bid. Ek erken U as die enigste waaragtige God en my redder. Here, ek bely met my mond dat U Here is en dat U opgestaan het vir my sonde. Ek aanvaar U as my redder en my verlosser. En ek gee vandag my lewe vir U. In Jesus naam. Amen. Ek wil vir jou sê baie geluk en jy's 'n nuwe skepsel. Die Bybel sê dat wanneer ons Jesus aanneem, is die ou verby. Jy's nuut gemaak. Hoe great is dit? Dat die Here jou nuut maak. Jy hoef nie meer vas te sit in dit wat was nie. Jy hoef nie meer te sukkel met dit wat agter jou is nie. Jy's vry. Jy's vergewe. Jy's rein voor hom. Jy's wit soos sneeu. Amen. Julle, daar's my min goed, so amazing. Soos ek hou van wonderwerke. Moenie 'n fout maak nie. As iemand wat jy kan sien, nie ewe skielik voor jou sien, of wat doof is kan hoor, of iemand wat jy kan loop, jy weer ewe skielik loop, daai is great. Maar redding, bekering is stop. Dis stop. So en dit mag dit julle dryf ook wees, want ons almal het die bediening van versoening. Daai kom met roeping. Ek hardloop nou 'n ander kursus in. Dan ook wil ek raak aan doping in die Heilige Gees vinnig. So hierso gaan ek net jy moet almal nou weer saam bid. Kan julle almal my hoor? Is julle okay? Een van julle kyk my so snaaks. Nader staan. Kan julle my nie hoor nie? Okay. Okay, ek is jammer. Bietjie vinnig. Dis nou omdat ek van Kafinja afkom. Is ek het al die Namakwalandse streke al 'n bietjie verloor. Ek kan hom hierso so hou, is dit beter? Ja, maar dan die ding is die recording gaan dis vir die mense vir na die tyd. Dis hoekom ek nie sonder hom kan praat nie. Okay. Ja. Ja. Okay, alright. Sit my dan nog net sagter. Sorry julle. Okay, so ja, ek het praat van enjin en motor en ek het eendag iemand gehoor wat gespot het gesê het mense van Namakwaland sê gaan maak my 'n koffietjie en ek dink nou hy praat en so. Toe hoor ek my pa vra eendag vir my, "Ag, Boeta, gaan maak my 'n koffietjie." Ek is soos, "Wat?" Dink is regtig so. Maar klinkie ek het baie erger aksent gehad, want my vrou kom van Nelspruit af, waar sy glo standaard Afrikaans gepraat word. So sy het my al baie meer gecivilized. Ek praat nie meer van hek nie, ek sê ek nou al hek. Ek sê nog net nie môre nie. Ek sê nog môre. Maar ek praat ook al van hek en ek. Dis nou nie meer ek en ek spring oor die hek nie. Maar anyway. So ek gaan net wag dat hulle kom sit. Dan gaan ons so na hierdie gebed, doping in die Heilige Gees. Dis net 'n gebed. Sê Here, hier is ek, praat met my. En dan gaan ons vinnig 'n koffiebreek vat. Almal die wat wil koffie kry, kan vinnig koffie kry. Wil water kry water en dan gaan ons prakties doen. Moenie dis nie nou hardlooptyd nie. Dis net pouse. Skool is nog nie verby nie. Alraai. Bid net die volgende agter my aan. Here Jesus, Heilige Gees, kom oor my.
Kom bekragtig my en praat met my en lei my. Jesus, doop my met die Heilige Gees in Jesus. Amen. So moet jy in tale praat om gedoop te wees in die Heilige Gees? Nee. Die teken daarvan, maar dis nie die vereiste, dis nie die enigste teken dat jy gedoop is in die Heilige Gees. As jy kyk in die Bybel, die een kenmerk wat jy sien, die enigste vaste kenmerk wat kom by dooping in die Heilige Gees, is 'n brand op sy getuienis. Want julle sal ek sal my gees, ek sal julle bekragtig en julle sal my getuienis. Dis hoekom die Heilige Gees oor ons kom. Hy gebruik die gawes, maar dis alles vir een doel, om te getuig van Jesus. Goeienaand julle vir ons aanlyn kykers. Julle sal hoor die klank klink 'n bietjie anders. Ek het sommer nou 'n aparte opname gemaak net om vir julle ook te verduidelik en te help wat julle kan doen by die huis ook om julle prakties te oefen. En wel 'n wenk wat ek het vir julle voor ons in die twee praktiese voorbeelde wat julle kan dit gebruik om te oefen om die stem van die Here te hoor. Wil ek net die volgende sê. Partykeer hardloop ons brein rond, ons gedagtes hardloop rond. Ons sukkel om te kalmeer, ons sukkel om partykeer te sien. En as iemand eers vir my sê sien niks, dan wil ek vir hulle vra, hoe sien ek niks? Verstaan, hoe sien jy niks? En die Here het hierdie ding met my kom deel is om sien 'n wit bord voor jou staan. Soos hierdie wat jy met die koutjies skryf. Jy sien net 'n wit bord, fokus op daai wit bord en dan kyk jy wat verskyn op hierdie wit bord. Wat skryf is al 'n teksvers wat opkom, is al 'n woord wat opkom, is al 'n prentjie wat opkom. Maar jy fokus dan op hierdie wit bord want dit is baie moeilik om nie aan iets te dink en dit is baie makliker om ons aandag te vestig op iets. So sit jou aandag op hierdie wit bord, sien hierdie wit bord voor jou en dan vra jy, Here, wys vir my iets op hierdie witbord, teken er op die witbord, wys my prentjie op hierdie witbord, net wat ook al u vir my wil wys, kom praat met my nou op hierdie witbord. Dit is nou as jy sukkel om te sien. En dan die twee praktiese wat jy kan doen, het ek twee praktiese wat jy by die huis kan doen, wat ook vriendelik is in die sin van as jy alleen is, want ek weet ook, jy het nie altyd 'n groot groep mense by nie, so die praktiese lyk bietjie anders by die huis. Maar die een praktiese wat jy kan doen, is om skryf 5 name in jou kontaklys. Skryf dit neer en gooi dit in 'n sakkie. Dan trek jy een en dan voor jy kyk, dan bid jy vir 'n woord. Here, wys gee vir my 'n woord vir hierdie persoon. Jy weet nie wie dit is nie, want jy het alles, jy het randomly getrek uit jou hoed uit. Jy bid oor die persoon wat nou in jou hand is, wat jy nie weet wie dit is, die Here wys vir my, en dan wanneer jy 'n woord gekry het, skryf daai woord eers neer, bid lekker oor die woord, en dan maak jy die prent, die naam oop om te sien wie dit is, en dan wil ek jou aanmoedig om die vrymoedigheid te hê om dalk vir daai persoon 'n WhatsApp te stuur, of vir hulle te laat weet, Jesus, ek het vir jou, ek het gebid, en ag, dit jou, en jy hoef dit nie vreemd te maak nie, en sê dat ek het vir jou gebid, en toe het hierdie by my opgekom, en die Here het vir my hierdie prentjie gewys, en ek wil net dit graag met jou deel. So dit is 'n manier wat jy dit kan beoefen om prakties 'n naam te trek en jou profetiese prakties te beoefen. Die ander ding wat jy doen is, as jy hoef eers name neer te skryf nie, scroll dalk net deur jou kontaklys en dan vra die Here, wys vir my 'n naam. Wys vir my iemand wat uitstaan vir my. En as die Here vir jou 'n naam uitwys soos wat jy deur jou kontaklys gaan, stop by daai naam, bid vir daai persoon en dan deel jy met daai persoon wat die Here ook al vir jou wys. So daar's twee maniere wat jy prakties jou profetiese kan oefen en kan oefen om die stem van die Here te hoor. Ek hoop dit help julle, bless julle met 'n amazing week hê en ek is opgewonde vir ons tweede sessie van Leer Ken Sy Stem.